Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Hierdie is episode 7 van ons reeks met die naam van Intimiteit met Jesus. En sjoe, wat 'n intense reis. Om God te ken is baie meer as om net kerk toe te gaan. Om God te ken is soveel meer as net om te sê ek's 'n Christen. Om God te ken is om deur hom getransformeer te word na die beeld van sy seun. Dit is wat die vrug sal wees van intimiteit met God. Jy dink is nie moontlik nie, maar dis wat die woord sê. Romeine 8 vers 29 sê, want die wat hy van tevore geken het, dit hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Verordineer is so 'n verskriklike groot woord, maar hoor hoe vertaal die Amplified Classic dit. He also destined from the beginning them to be molded into the image of his Son and share inwardly his likeness. To be molded into the image of his Son and share inwardly his likeness. Om gevorm te word na die beeld van sy seun en om innerlik te deel in sy gelykenis. Dis baie meer as wat meeste mense se doelwit is in die kerk. Om gevorm te word na die beeld van Jesus, om te lyk en te ryk soos Jesus. Maar dit is totaal en al moontlik, want die woord sê dit is. Kyk wat sê Efesiërs 4, en ek gaan vir ons lees hier van vers 11 af. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. En hier is wat ons gewoonlik dan verwys as die vyfvoudige bediening, en ons dink altyd dis hierdie 5 mense se werk om mense te bedien. As ek nie die pastoor of dominee is nie, het ek nie nodig om enigiets te doen vir die bediening nie. Die bediening is nie in my job description nie. Maar dis nie waar nie. Kyk wat sê vers 12. Om die heiliges toe te rus. Wie is die heiliges? Die leraars? Nee, dis die kerk. Almal wat wedergebore is. So die apostels, profete, herders en leraars se werk is om die kerk toe te rus. Toe te rus waarvoor? Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Die New King James vertaal hierdie as for the equipping of the saints for the work of ministry. Met ander woorde, om die wedergeborenes toe te rus vir die werk van die bediening. Die bediening is almal se werk, nie net die pastoor se nie. Maar kom ons lees verder. Tot opbouing van die liggaam van Christus, vers 13 sê, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God. Hier is daai woord weer, kennis van die Seun. Waarvoor het Jesus gekom volgens Johannes 3:16? Sodat ons wat in hom glo die ewige lewe kan hê. Wat is die ewige lewe? Jesus sê in Johannes 17:3, dit is om God en Jesus te ken. En hier sien ons dit weer, die herder se werk is om die gemeente toe te rus, sodat hulle die liggaam kan bedien en help om tot die eenheid van die geloof te kom en kennis van Jesus. Ons kan dit net nie ontglip nie. Kennis van God en van Jesus. Intimiteit met hom. Om hom te leer ken op 'n intense persoonlike vlak. En wat sal die vrug daarvan wees? Kom ons lees verder. Ek gaan net weer die vers van die begin af lees, sodat ons net weer die konteks kry. Totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Kennis van Jesus sal lei tot volwassenheid in 'n mens. En hoe lyk daardie volwassenheid? Die mate van die volle grootte van Christus. Die mate van die volle grootte van Christus. Moenie vir my kom sê, jy kan nie leef en lyk soos Jesus nie. Hier staan, jy kan groei tot 'n volwasse man na die volle grootte van Christus. Die volle grootte van Christus, nie 10% of 20% van Christus nie, maar die volle grootte van Christus. Wat 'n awesome belofte. Dit klink vir my na die Genesis bloudruk van die beeld en gelykenis van God. En hoekom wil ons nou in elk geval daarteen skop en stry? Ek wil dit omhels met alles wat ek in my het. Kan jy dink hoe gaan dit my huwelik verander as ek vir Ina die volle grootte van Christus kan leef?
Sy gaan nie weet wat haar getref het nie. Maar sy sal haar safety-belt moet vasmaak, want ek gaan die Heilige Gees hiervoor vertrou. As Jesus hiervoor betaal het, is ek in. As hy dit die moeite werd geag het om hiervoor vir my te betaal aan die kruis, dan wil ek sê, yes Lord. En is absoluut moontlik. Uit myself uit? Natuurlik nie. Maar ek leef nie meer uit myself uit nie. Ek het Jesus in my, en hy is die hoop op die heerlikheid. Ek het Jesus, die volheid van die Godheid in my. Ek is 'n seun van God, wedergebore uit die onverganklike saad van die woord. God is my Abba Vader. Ek is vanuit hom gebore. Ek is 'n tempel van die Heilige Gees, en my gees is een met God se gees. Ek is ten volle toegerus hiervoor. Ons moet net begin om ons gedagtes te vernuwe na die waarheid van die woord en tyd en moeite te doen om God te ken. Is jy saam met my om te begin leef in ons skepingsblauwdruk na die beeld en gelykenis van die drie-enige God? Ek beloof jou, jy gaan 'n hele nuwe wêreld betree as jy vir God sou ja sê hiervoor. Vergeet van net eenvoudig eendag hemel toe gaan. Vergeet van net probeer oorleef tot die einde van die maand toe. Strek jou uit daarna om jouself te verloon, jou kruis op te neem en hom te volg en hom te ken en te groei tot die mate van die volle grootte van Christus. Die volle grootte van Christus. Die beeld en gelykenis van God. Nou, vandag, in jou huwelik, in jou werk, in jou gesin, in jou familie, in jou vriendekring, die volle grootte van Christus, dis die woord, geliefde. Dis die woord en dis die krag van die evangelie, die krag van God. Wow. Kom ons bid. Here, al wat ek vandag wil vra, is dat u woord sal doen wat net u woord kan doen. Dit waarvoor u woord gestuur het, dat u woord vandag, hierdie woord, sal vasmaak in mense se harte, en hulle harte en hulle gedagtes sal vernuwe. In Jesus naam. Amen.